hoop jy het iets uit dit uit gekry, en ek hoop jy kon, soos ons praat, dat jy ook bietjie kon reflekteer in hierdie 7 en 8 weke wat bevind, op jou eie beeld van Jesus. Nee, want dis eintlik die groot ding, is, wanneer ons kyk na hierdie beelde van Jesus in die evangelies, daag het ons uit om ook te kyk na wie is Jesus vir jou. En eintlik het elke een van ons ook, al is dit nou nie neergeskryf of in ons koppe nie, het elkeen van ons ook ons eie evangelie. Ek het al gedink, as ek nou 'n interessante oefening, maar dit is nou nogal 'n groot oefening, is om te sê, gaan skryf jou eie evangelie. Met ander woorde, gebruik nou al hierdie boublokkies, al hierdie forme, in die 4 evangelies, en kies wat jy van hou, of wat vir jou belangrik is, jy kan nie almal kies nie, en maak jou eie evangelie. Wat sal jy daar insit? Watter gelykenisse sal jy insit? As ek vir jou sê, jy mag net 10 insit, watter 10 sal jy insit? Jy kan net soveel van Jesus se stukkies leringe insit, watter sal jy insit? Dis 'n interessante oefening, want dit gaan vir jou baie sê oor jou beeld van wie Jesus is. So dis eintlik baie nice. Ek gaan vanaand bietjie afwyk van, julle het nou agterkom, die PowerPoint is eintlik 'n formaliteit. Ek gaan vanaand afwyk van dit, want ek voel ek wil hom bietjie uitbou op 'n manier wat ek dink julle baie relevant en lekker gaan vind. So, maak jou Bybel vir my oop by Lukas 4. Ons moet klaar maak met Lukas vanaand, maar ons sal. En ek het vir jou gesê, Lukas is baie gefokus om Jesus uit te beeld as een wat sy arms oop is vir die armes, die gemarginaliseerdes, die uitverstotenis, die heidene, jy weet, die rubbish, van die samelewing eintlik, maar kan ek die woord nou, ek gaan nou gebruik, die F-ops. Regtig, die evangelie is geskryf vir die F-ops. Ek is eintlik 'n F-op. 'n groot partykeer. En die evangelie is geskryf vir mense soos ons, wat nie altyd in lyn en perfek is nie. So dit is nog mooi. Goed, ek wil begin by Lukas 4, en hier sien ons eintlik waar Jesus se lering begin, en ons noem dit die Nasaret Manifesto. Nou is ek nog tegnies gesproke hier by die PowerPoint, waar is ek nou? Ja, in elk geval. Ek weet nie eens waar ek is op my PowerPoint nie. In elk geval, so sorry julle. Die belangrike deel in Lukas is Lukas 4, waar Jesus se lering begin. En ons noem dit die Nasaret Manifesto. Dit is vir Lukas baie belangrik. Ons weet hy doen dit, want hy maak 'n geografiese glipsie. Kyk, Lukas se aardrykskunde is 'n gemors. Is regtig 'n gemors. Die groot middelste deel van die evangelie, hoofstuk 9 tot 19, wat ons noem die reisnarratief. Dit is Jesus op pad na Jerusalem toe, maar hy spring so rond, jy weet, dan's Jesus in Samaria, en dan is hy naby aan Betanië, maar dan is hy weer terug hier, jy weet, so dis nie hierdie mooi reguit, netjiese padkaart, wat hy vir jou eintlik gee in Lukas 9 tot 19 nie. Want geografie, hy struktureer eintlik nie sy evangelie geografies nie. Matteus doen dit bietjie beter, Markus ook, Lukas nie regtig nie, Johannes gebruik, soos ons nou volgende week sal sien, gebruik glad nie geografie nie, hy gebruik 'n kalender, die Joodse feeskalender, om sy evangelie te struktureer. Maar kyk nou hierso, as jy begin by Lukas 4, dan's Jesus in Nasaret, en hy preek in Nasaret, en hy sê, hy het ook in Nasaret gekom, dis nou hoofstuk 4 vers 16, hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoge toe gegaan,
Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir die gevangenes uit te roep en herstel van sig vir die blindes, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Dis interessant, hy haal nie net 'n teks aan nie, hy bou 'n teks. Want jy sal sien, daar kom die groot deel is die aanhaling uit Jesaja 61 vers 1 tot 2, maar dan gooi hy sommer daai laaste versie van Jesaja 58 vers 6 by. So hy gebruik eers 2 verse van hoofstuk 61 1 tot 2 en dan ander ding. So hy bou eintlik sy eie teks, as julle met my, nê. En wat hy hierso sê is, weer eens, dit gee sy hele agenda weg. Dit is wie die Messias is. Daar is nie 'n Messias geheim eintlik nie. Dis baie duidelik vir wie Jesus gesalf is. Onthou, wie is die gesalfde? Die Christus, die Mashiach. En dit is wat die Messias vir hom beteken. Nee, ons het gesien die groot dispuut in Markus. Ek het vir jou gesê, die hele Markus, 'n groot deel, 2/3 van die Markus Evangelie is gebaseer op 'n misverstand. Nee, kan julle onthou? Die misverstand tussen Jesus en die apostels of die disippels, wat ten minste, nie wie nie, maar wat die Messias is of behoort te wees. En vir die disippels was dit hierdie militêre heerser, nee, wat krag en koninkryk en politieke mag moet vestig. Terwyl Jesus vir hulle die hele tyd sê, en dis Markus se sienswyse, die Messias is eintlik een wat moet ly en sterf en weer opstaan. Nee. Nou in Lukas se geval is die Messias ook nie een wat politieke vryheid en jy weet militêre mag bring nie, maar hy is die een wat kom om die armes, om aan die armes die evangelie te verkondig, die goeie nuus, die vrylating vir die gevangenes en die herstel van sig vir die blindes en die onderdruktes. En daai laaste vers, die genadejaar van die Here aan te kondig. Weet julle wat is daai? Die genadejaar van die Here. Elke 7 jaar is die jubeljaar. Dis die jubeljaar. En wat het nou, of die jubeljaar ooit regtig, dis een van die groot vrae wat Ou Testamentiese vra, het hulle ooit 'n jubeljaar gevier? Maar dis nie die kwessie hier nie. Nee, wat is die jubeljaar? Die jubeljaar is 'n jaar wat jy alle skuld moes afskryf, alle slawe moes vrylaat. Dit is bietjie meer kompleks as dit, maar basies is dit wat dit is. En wat Christus eintlik probeer sê is, die tyd wat ek nou aanwys, is eintlik die jubeljaar. Dis die jubeljaar wat kom. Hy voeg dit spesifiek by is. Ja, kyk, jy weet, dit was nie so eenvoudig dat enige ou net kon gaan nie. Jy weet, jy moes bepaalde, kyk, hy het bekend gestaan op hierdie stadium as 'n rabbi, as 'n leermeester. So hulle sou hom die geleentheid gee. Veral as, onthou, hy was 'n rondreisende rabbi. So dis amper soos 'n rondreisende prediker wat kom en dan gee die oue kans om te preek. En dit is 'n groot ding daai. So dis eintlik meer waaroor dit waarskynlik gegaan het, jy weet. Jy weet, die Jode is baie gerig daarop op wie lering mag gee en wie die wet mag interpreteer en nie mag interpreteer, net soos die moslems vandag. So dit is waarskynlik die agtergrond hier, so omdat hy gereis het. Hy was 'n rondreisende prediker. Ons praat van 'n itinerant preacher. Weet. Maar kyk nou, dan sê hy, nadat hy die boek toegemaak het en aan die amptenaar teruggegee het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom gerig. Toe het hy hulle begin toespreek, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul. Almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, geneesheer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het,
doen nou ook dieselfde dinge hier waar jy groot geword het. Nou die interessante ding wat hy hier sê, weet wat hy in hulle monde sit, doen wat jy in Kapernaum gedoen het, wanneer hy in Lukas, wanneer hy hierdie goed sê, was hy al in Kapernaum? Nee. Jy sal sien, in hoofstuk 4 vers 31, is dit in Kapernaum. Maar wat interessant is, in die ander evangelies, preek hy eers in Kapernaum, en dan in Nazareth. So kan jy sien, hoekom sê ons, hierdie is belangrik. Lukas kies, om hierdie gedeelte eerste te sit, as die eerste groot lering. En daarom noem ons dit die manifesto. As dit is die eerste groot lering, hy meng bietjie die orde, of die kronologie van Jesus se lering, wat jy in die synoptiese evangelies kry. Hy meng dit, hy breek daai kronologie, en hy sit die Nazareth gebeure eerste. Asof hy al klaar in Kapernaum was, maar in hierdie storie was hy nog nie. So dit sê vir ons, dat hy hierdie opsetlik voorgesit. En daar sien ons eintlik wat dan gebeur. Maar dit verseker ek julle, en hier is dit, sê hy verder, geen profeet, en ek het vir jou gesê, vir Lukas is Jesus 'n profeet, hy noem homself ook 'n profeet. En van die min gevalle waar Jesus homself 'n profeet noem is in Lukas. Geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid. Hierso is dit nou. Nou wil ek bietjie hoor, wat dink julle van die? Hierdie is interessant. Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, profeet, nê? Toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Weduwees, nê? Weduwees is die swakkes, dis die gemarginaliseerdes, is deel van die armes. Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. Nou was dit 'n Israeliet? Nee. Hy word nie gestuur na die Israelitiese weduwees toe nie, maar na hierdie een toe. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. En julle weet, van al die profete in die Ou Testament, lyk Jesus die meeste, by verre die meeste soos Elisa. Die meeste, by verre die meeste. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman, die Syriër. Is hy 'n Israeliet? Nee. Maar weer eens, die melaatses, die weduwees, die gemarginaliseerdes, en hulle is almal toevallig ook heidene. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, hom uit die dorp uitgejaag, en hom tot op die rand van die berg, waarop hulle dorp gebou was, gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Dis 'n groot ding, hulle wil Jesus doodmaak, hulle wil hom van die kraans afgooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Dis toevallig een van die tekste wat die gnostici gebruik het om te sê, Jesus was nie van vlees en bloed nie, hy was soos 'n spook, dat hy kon so deur mense beweeg. Regtig, dit is wat van daai sogenaamde dwalinge gesê, dis baie interessant. Jy dink by jouself, hoe het hy dit reg gekry? Jy weet, hoe het hy net deur hulle geglip? Dit al klaar is amper bietjie van 'n wonderwerk, nê. So hier sien ons al reeds dat daar is vyandigheid van Israel, en nie net van Israel nie, maar van Jesus se eie stad, nê. En dit is belangrik. Dit is belangrik, en jy weet, jy sien Lukas se groot doelwit in hierdie teks, en eintlik die hele motivering van Jesus se lering kom baie mooi hierso uit ook. En dit is vir my regtig belangrik. Nou, dan as jy nou 'n bietjie aangaan, ek kan net gaan hierso. Jy weet, so in 'n geval dan gaan Jesus nou aan, en die interessante ding wat jy het, ek wil nou net gou daai skrifgedeelte kry, sorry. Ekskuus, ek wil hom net gekry. Ja, so as jy nou gaan direk daarna, jy weet, begin die lering van Jesus, en hy begin met sy lering op die plein.
Nou dis 'n baie ander interessante punt. Jy sien dit begin in Lukas 6 vers 17. Nou in Matteus waar doen Jesus sy groot lering? Op die berg, die bergrede. Op Lukas klim hy nie die berg nie, hy leer op die plein. Nou daar's 'n interessante vraag oor waar het Jesus dan nou geleer? Op die berg of op die plein? Party ouens sal vir jou sê albei. Ek dink daar was waarskynlik 'n storie van Jesus wat hierdie tipe van hierdie jy weet, ek wil amper sê hierdie, jy weet, edelsteen van forme, jy weet, van boublokkies met Jesus se lering waar hy die wet nie interpreteer en dit bevat die inhoud van die bergrede en van hierso die lering op die plein. Die vraag is wat se ene is waarskynlik oorspronklik. Ek dink actually as jy Lukas sin lees, ek dink Lukas sin is waarskynlik minder. Die Engelse woord is embellish. Matteus sin is baie duidelik gebou om Jesus uit te beeld as 'n Moses, hy klim die berg en het al hierdie gebeure. Lukas sinne is, maar dit maak nou nie saak wat se ene oorspronklik is of nie, want ons kan dit nie eintlik bewys nie. Wat interessant is, hoekom klim Jesus die berg in Matteus? Want hy wil hom uitbeeld as 'n Moses, wat die mense saam met hom opvat met die berg. Kan jy onthou, ons het oor dit gepraat. Maar nou is hy op 'n plein, dit sê eintlik net 'n gelyke plek, jy weet. En dit is interessant, want dit spreek weer eens ook ietsie van Lukas se Christologie en hoe Lukas vir Jesus sien. Jesus ons ontmoet die mense op gelyke vlak. Hy ontmoet die mense waar hy is. Baie van jou geleerdes sal vir jou sê ook, wanneer hy sê, Jesus gaan na die plein toe, dit is gewoonlik waar die filosowe hulle lering gedoen het. Maar, jy weet, so dit kan ook wees dat Lukas wil Jesus uitbeeld as 'n tipe van 'n filosoof. Maar kyk nou net hierso, het sê daar in hoofstuk 6 vers 17, hy het saam met hulle van die berg afgekom en op 'n gelykte by 'n groot aantal volgelinge gaan staan. En hier begin nou die lering. En waarmee begin die bergrede in Matteus? Die saligsprekinge. Waarmee begin dit in Lukas? Ook saligsprekinge, maar dis baie anders. Lees nou 'n bietjie saam met my. Almal van julle ken ons nou die saligsprekinge in Matteus, Geseënd is die armes van gees, al daai goed. Kyk 'n bietjie hierso. In Lukas hoofstuk 6 vers 20, Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseënd is julle wat arm is, wat nou arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Sal julle met my saamstem, Matteus wat sê, geseënd is die armes van gees, en Lukas wat sê, geseënd is die armes. Is daar 'n verskil? 'n aansienlike verskil. Aansienlike verskil. Geseënd is julle wat nou honger het. Wat sê Matteus? Geseënd is julle wat? Honger en dors na geregtigheid. Maar vir Lukas is dit nie hulle wat honger en dors na geregtigheid is, hulle wat nou, wat in hulle maag honger is en in hulle keel dors is nou. Want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. En dan raak hy baie dieselfde. So kan julle al klaar sien hoe hy dit verander, om weer eens sy doel, om in lyn te wees met sy doel, om die evangelie aan die armes en die gemarginaliseerde. Selfs, ek dink, weet julle wat dink ek? Ek dink hierdie is nader aan die oorspronklike woorde van Jesus. Ek dink hierdie is nader. Hierdie klink soos Jesus. Maar dan wat interessant is daar is elendestellings, wat jy nie in Matteus kry eers nie. Wie is die mense wat nie geseënd is nie? Wie is die mense wat elende kry? Hoofstuk 6 vers 24. Maar elende wag vir julle wat ryk is. Wat ryk is. Want julle het julle lekker lewe al weg. Dit laat jou onmiddellik dink aan van die gelykenisse wat hy gaan vertel, en ek gaan nou daarby uitkom.
Elende wag vir julle wat nou vol eet, want julle sal honger ly. Sien julle daardie inversie? Nee. Julle wat nou honger is, en julle wat nou julle vol eet. Elende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur. Elende wag vir julle as al die mense goed praat van julle. Hulle voorvaders het immer so met die vals profete gemaak. Kan jy met my saamstem? Hierdie weergawe van die saligsprekinge en nou met die elendestellings, dit is baie meer kompleks, baie meer genuanceerd, dit het baie meer lae van kompleksiteit as Matteus se. En dit spreek baie duidelik in op Lukas se doelwit van wat hy wil bereik, nee. Baie interessant. Het julle al, kan jy nou sien, deur net die twee forme van die saligsprekinge te vergelyk, hoe duidelik Lukas se doelwit deurkom. Wat interessant is ook, is Lukas is die evangelie, in die lig van die goed, Lukas is die evangelie wat die meeste gelykenisse het. Hy is by verre die evangelie wat die meeste gelykenisse het, en wat die meeste unieke gelykenisse het, wat jy nie by enige van die ander kry. En sy gelykenisse word ook op so wyse oorgedra om hierdie selfde doelwit deur te kry. Jy weet, so en die gelykenisse wat veral uitstaan, natuurlik die bekendste een, die een wat daar's 'n klomp, nee. Die ene wat die meeste natuurlik uitstaan is die barmhartige Samaritaan. Dis die een gelykenis in Lukas wat die duidelikste sy doelwitte bepaal. Nou as jy 'n bietjie kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, jy kry hom in Lukas 10 vers 25. Okay, so jy kan jou Bybel oopmaak by Lukas 10 vers 25. Sal ons hom lees? So lekker gelykenis. En onthou, hy is totaal uniek aan Lukas. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Interessant dat Jesus hom sy vraag met 'n vraag beantwoord, nê? Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Hy haal Deuteronomium aan en Levitikus. Is dit 'n goeie antwoord? Ja. Ja, nee. Dis 'n goeie antwoord en Jesus sê jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek aangekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toegeneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Medelee, barmhartigheid, nee. Nou, Jesus se gelykenisse in Lukas is oor die algemeen skokkend. Sy gelykenisse is skokkende gelykenisse. Nee, dit is gemaak om die hoorders bietjie te... Die probleem met ons vandag is, ons is so
gedesensiteer, want ons word groot met die Bybel, selfs al is jy nie 'n Christen nie, jy ken die stories, nê? Weet jy word groot met die stories, jy's bietjie gedesensiteer, en die skokwaarde van Jesus se lering, die radikaliteit van Jesus se lering, is dikwels verlore op ons. Ongelukkig. En op 'n manier moet jy jouself terug na hierdie wêreld toe vat, om iets van die skok te kry. En een ding van al Lukas se gelykenisse is, dit vra jou om in die skoene van iemand te staan, altyd. En dit is wat Lukas se gelykenisse, nou hierdie een is een, maar byvoorbeeld as jy by die gelykenisse kom oor ek praat altyd van die lost and found gelykenisse. Nee, daar's mos 3. Die gelykenis van die goeie herder of die verlore skaap, die verlore muntstuk en verlore seun. Nee. Met daai veral die verlore seun een. As ek sou nou graag vergaat het ons moet die verlore seun gelykenis ook bietjie 'n diep lees doen van hom, want hoorie, daar gebeur soveel goed in daai gelykenis. Dis myns insiens een van die komplekste gelykenisse in die Bybel. Want die boodskap van die gelykenis verander afhangende in wie se skoene jy jouself sit. Sit jouself in die skoene, meeste mense sit hulle self in die skoene van die verlore seun eerste. Maar sit jouself in die skoene van die oudste seun. Dan verander die boodskap totaal. En die storie, ek gaan nou terugkom na die van die Samaritaan toe. Maar as jy die oomblik wat jy in die skoene staan van die oudste seun in daai gelykenis, dan het jy nie 'n resolusie nie, dan lê dit, en ek dink eintlik die gelykenis is geskryf dat jy jouself eintlik in die oudste seun se skoene moet sit. Want die oudste seun is die een wat sy vader die hele tyd bedien het, en hy sê letterlik, ek het soos 'n slaaf vir jou gewerk. Die woord wat hy daar gebruik is douleo, ek het geslaaf vir jou. En nou laat jy hierdie seun net terug, en die verloor, die jongste seun het sy pa vreeslik beledig, nê? Want in daai dae, as jy vra vir jou, en net soos vandag eintlik, jy weet, as jy vra vir die porsie van jou erfporsie, en die letterlike woord in die Grieks daar is jou, ek soek my deel van my ousia, my wese, jou wese. Eintlik wat jy sê is, ek wens jy sal dood. Dis hoe hulle dit sou verstaan het in daai dae. Hoe sal jy voel as jy kinders het en hulle kom vra jou nou, hulle wil erf? Jy sal dit nie like nie, nê? Wat gaan jy sê? Is nog nie dood nie, man. Jy weet? Maar môre gaan ek dalk my testament bietjie verander. En dan tot jou verstomming doen die pa dit, nê? En hy gee dit, en die kind mors dit, en hy en dan kom hy net terug, en sy pa hardloop na hom toe. Jy weet, dit was baie oneerbaar geweest, want sy pa, onthou, hy het nie broeke gehad soos ons nie, sy pa moes sy kleed oplig en hardloop om hom by die hek van die of jy weet, by die ingang van die dorp te kry. Waarskynlik sodat die ander mense wat in die dorp bly hom nie sal verwerp nie, want daar was 'n ritueel, die kizuza wat hulle gedoen het, wat iemand sou verwerp as hulle so iets doen, en hom sou verban uit die dorp. Maar nou, die storie is eintlik geskryf om jouself in die skoene van die oudste seun te sit. En wat moet die oudste seun wys? Wat moet hy wys? Selfs as die Samaritaan. Barmhartigheid eintlik. Sy broer het al die dinge verkeerd gedoen, maar hy moet nog steeds mercy, die barmhartigheid wys. Dis hoe al dis 'n goue draadjie. Om nou terug te kom na hierdie ene toe. Die wetsgeleerde probeer Jesus vas te vra. Volgens die Israelitiese, volgens die ten minste die Bybelse wet, wie is eintlik jou naaste? Volgens die wet nou, wie is jou naaste? 'n ander Israeliet. 'n ander Israeliet is jou naaste. Dit is jou naaste. Dit is die voorveronderstelling in hierdie teks, is dit jou naaste is jou mede-Israeliet. Want die konteks hier is die Judaïsme. En wat Jesus doen is hy bewys die teendeel, want die twee hoogste geleerdes
loop verby, die priester loop verby, nou is interessant dat die teks sê, dis tussen Jerusalem en Jerigo. So jy sou priesters en leviete kry wat daai pad loop, want hulle het waarskynlik teruggekom of was op pad na tempeldiens toe. Hier lê, nou sit jouself in die skoene van die priester en die leviet. Kom ons sê, vir argumentsonthaalwe, hulle was nou op pad na Jerusalem toe of pad terug, maak eintlik nie saak nie. En hier loop jy langs die pad en daar lê 'n man, hy bloei en hy lyk dood. Jy is 'n priester en 'n leviet. Watter risiko's is daar om net na daai man toe te stap? Jy weet nie of hy lewe, hy lyk dood, nê? Nee. Jy weet as jou skaduwee net val, volgens die wet, op 'n lijk, wat gebeur? Jy is onrein en hoogs onrein. Dis die ergste onreinheid om aan 'n lijk te raak. En as 'n priester of 'n leviet onrein was, sou hulle diens kon verrig? Nee. So hulle help nie die man. Hulle fokus miskien meer op hulle kultiese reinheid en op hulle diens. En dan kom die skok, want hy begin by die hoogste, 'n priester, en dan 'n leviet. Wat sou jy verwag? Wie moes volgende wees? Wie sou jy verwag? Net 'n gewone Israeliet, presies, net 'n gewone Israeliet, nê. Nee. Maar hy doen dit nie, wie kom? Een wat hulle glad nie sou verwag nie, is Samaritaan. Samaritane was gesien as basters, halfjode, wat met heidene ondertrou het, jy weet, in die Noordryk is 'n lang storie, en daar was baie vyandigheid, ons weet dit, nê, tussen Jode en Samaritane, hulle was gesien as self, as onrein. En hoe help die Samaritaan? En wat mooi is, die kerkvaders het hierdie raak gesien. Ek het dit nooit raak gesien, totdat ek die kerkvaders gelees het. Maar die Samaritaan doen 7 mooi dade, 7 goeie dade, tel hulle. Daar is 7 dade wat die Samaritaan doen. Ek gaan hulle nie vir jou sê nie, jy kan hulle gaan tel. Hy doen 7 goeie dinge aan die man. En wat is die les? So jy sien al klaar daai radikale omswaai, nee, dat jou naaste is nou nie meer etnies en sosiaal bepaal nie. Wat maak iemand jou naaste? Hoe word daai wet van liefde, hoe word dit uitgeleef? Jou naaste is nou die een wat wys? Barmhartigheid. Medelee. Nee, dis 'n ongelooflike radikale ding. So nou draai hy eintlik die wetsgeleerde se vraag op sy kop. Die wetsgeleerde vra eintlik, wie is ek veronderstel om te help? Nee. Vir wie moet ek uit my pad uitgaan? Wie is waardig van my hulp? Nee. En wat hy eintlik moet vra is, vir wie kan ek barmhartigheid wys? Dis 'n radikale, en eintlik wat al hierdie gelykenisse doen, dit daag jou uit om jou, as ek die woord kan gebruik, jou mindset, jou denkraamwerk te verander. Dit is een van die moeilikste goed vir ons as mense, is om ons voorveronderstellings te verander. En dit is wat meeste van hierdie gelykenisse doen. Dit wil hê ons moet ons voorveronderstellings verander. En jy sal sien, die gelykenisse en die wonderwerke, dis alles vol van hierdie gemarginaliseerde mense. Dis vrouens, dis weduwees, dis tollenaars, dis mense wat jy nie eintlik, jy weet, wil assosieer met die goeie dinge van die wet nie. En dit is presies wat Jesus doen. Net daarna, onthou, hierdie is nou deel van die on the road lering, nee, Jesus se lering op die weg, nee. Net daarna sien ons die besoek aan Martha en Maria. En dit is in sigself 'n baie interessante storie wat jy ook weer eens, dis nie 'n gelykenis nie, maar hy vra jou weer, in wie se skoene gaan jy jouself sit?
En dit is iets wat lyk my, wat ek dink Lukas opsetlik doen. Jy weet as jy dit 1 keer doen, fine. 2 keer, okay, dalk 'n ongeluk, 3 keer, wel. Maar as jy dit 5, 6, 7, 8 keer doen, dan word dit 'n patroon. Nee. En kyk nou byvoorbeeld hierso. Hy sê, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Dit is 'n ongelooflike stelling daai in sigself, nee. Dit beteken nie heeltemal, ja, dis nie heeltemal net 'n ding van hier kom sit ek nou by jou voete en nou leer ek by jou nie. Ja, dis seker dit ook, maar dis 'n uitdrukking, dis 'n Hebreëse idiomatiese uitdrukking. Wat beteken dit om by iemand se voete te sit? Jy word 'n leerling, jy word 'n disipel. Net soos wat jy later in Handelinge, selfe boek, nee, in Handelinge, waar het Paulus, as hy Paulus se verhouding met Gamaliel uitbeeld, wat sê hy? Hy was aan die voete van Gamaliel. So Maria is aan die voete van Jesus, sy word gesien, nie net as iemand wat in daai oomblik, ek wil sê, jy weet, op die okasie, occasionally, nee, sy's nie 'n occasional student nie, sy word 'n disipel. En ons moet bietjie wegkom van hierdie ding dat Jesus net manlike disipels gehad het, hoor. Hierso is ten minste een bewys en ons weet van ander. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies. Nou daai woordjie daar in die Grieks, die beste deel, die beste porsie, dit was weer eens iets wat aan mans, weet jy moet hierdie hele ding lees in die latere rabbynse goed wat refleksies is van vroeër gebruike, fariseëse gebruike. Hulle het geglo om 'n vrou die wet te leer is letterlik om haar dwaasheid te leer. En eintlik gooi jy die beste porsie weg. Hulle het geglo daarsoos die wet is baie keer soos 'n maaltyd gesien en dink aan hierdie is ook maaltye, by the way. Lukas love etes en parties. Jesus is amper die hele tyd net by etes en parties, nee, het julle dit gesien? In Lukas, al die cool goed gebeur om die etenstafel. Doen dit bietjie. Kyk 'n bietjie van die beste goed gebeur om die etenstafel. Hierdie is ook eintlik een van daai goed. En eintlik sê dit hierso, Maria kry die beste porsie. So en die interessante ding, daai woord van sy die beste porsie gekies, die woord wat daar gebruik word in Grieks, hy kom nêrens anders voor in die Nuwe Testament nie, en nêrens in die hele literatuur, Joodse Tweede Tempel literatuur, word dit gebruik, waar sy, nommer 1, om by die voete van iemand te sit, en nommer 2, om daai beste porsie van die wet, nêrens word dit ooit gebruik om te verwys na 'n vrou wat dit kry. Hierdie is die enigste plek in die Joodse literatuur van die antieke wat bestaande is, waar hierdie taal gebruik word om van 'n vrou te praat. Dis indrukwekkend, hoor. Dit is absoluut indrukwekkend. Hierdie is vir my net so radikaal soos die Samaritaan storie. Nee. So, jy sien ook in hierdie stories van Jesus se, jy weet, van Jesus se op die pad, jy weet, op die wegreis, dat hy nog steeds die gemarginaliseerdes nader bring. Die mense wat altyd uitgesluit word in sy nabye sirkel, bring hy die hele tyd naby. Ons sien dit met verskeie ander gebeure. Nee, die ene waar Jesus die vrou genees, jy weet, wat die gebreklike hand gehad het. Dit is ook ene.
Maar die mooi een is natuurlik ook die gelykenis van die mosterdsaadjie. En as jy dit vind jy in Lukas 13 vers 18. En hierdie is 'n ongelooflike gelykenis. Dis 'n gelykenis wat die meeste misverstaan word. Nee. En ek dink ek het hom al bietjie aan julle, ons het al oor hom gepraat, Weet, die interessante ding wat jy hier vind met hierdie storie van die mosterdsaadjie, jy kan nou onthou, ek het hom vir jou uitgelê nie. Jesus sê, hoe is die koninkryk van God, waarmee kan ek vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Nou ek het vir ons vertel waaroor dit gaan, nê. Maar wat ek nie vir jou laas keer uitgebrei het oor nie is hoe Lukas se weergawe van die mosterdsaadjie uniek is en verskil van die ander. Want nommer 1, daar was 'n debat in die antieke tyd. Jy weet dat die Jode, glo dit of nie, die Jode en die rabbies was vreeslik gerig daarop om te bepaal watter sade ek mag meng en waar ek dit mag plant. Julle sê ag nee. Jy sê nou ag nee, ek verstaan hoekom jy dit sê. Maar gaan 'n bietjie na Genesis toe. Gaan 'n bietjie na die Genesis verhaal toe. Wat is een van die goed wat God eers te doen met die plante? Sade en plante word elkeen geskei volgens sy soort. So hulle kry daar, ek stem saam met jou, is belaglik nie, maar hulle kry dit daar. En jy kon nie net sekere goed, en daar was 'n debat. Nou laat ek moet vir julle net wel sê, daar's nie eensstemmigheid oor die in die navorsing nie, maar daar is mense wat navorsing wat sê 'n mosterdsaad en hierdie is wel moontlik. 'n Mosterdsaad is 'n voorbeeld van 'n onrein saad. Hoekom nie 'n grassaad nie? Hoekom nie iets nie, weet? En jy kan hom net by sekere plekke plant. Jy wil hom nie saam met jou ander goed plant in jou tuin nie. Nou as jy kyk na die verskil tussen Markus en Matteus, Lukas sê dis 'n mosterdsaadjie weer die man in sy tuin geplant het. Waar word die mosterdsaad in Matteus geplant? Nie in 'n tuin nie. In 'n veld, in 'n agros, in die land, in 'n tipe van 'n landery. Matteus weet, wat het ek vir jou gesê, wie ken die wet die beste van al die evangelieskrywers? Matteus weet, 'n mosterdsaad plant jy nie in jou tuin nie, jy plant hom in die agros, in die veld. Nie in die tuin nie, want 'n tuin was 'n spesiale plek, dit was 'n afgebakende plek, en die woordjie tuin is belangrik, en hierso die gebruik van die woordjie tuin is baie opsetlik, want is weer 'n baie skaarse woord wat hy gebruik. Lukas gebruik die woord tuin opsetlik hier. Maar 'n mosterdsaad is eintlik nie 'n ding wat jy in die tuin plant nie. Jy plant hom in die agros. En wat sê Markus? Hy sê net hy het hom in die grond geplant. In die land, in die grond. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak. Nou, julle weet, ek het vir julle vertel, 'n mosterdsaad kan nie 'n boom word nie. 'n Mosterdsaad word 'n bos, 'n struik, wat omtrent so hoog is. So dis onmoontlik vir 'n mosterdsaad om 'n boom te word. Dis hoekom ek sê hierdie is die Jan en die boontjie storie. Maar as jy nou Lukas sit nou by. Wat het ek vir jou gesê, laas keer toe ons hieroor praat, ek het vir jou gesê, wat is die aard van God se koninkryk? En dit is lekker om die klas hiermee af te sluit. Wat is die aard van God se koninkryk? Dit gaan nie van klein na groot nie, maar dit gaan van onopmerklik, insignificant, na onmoontlik. Dis eintlik hoe die koninkryk van God werk. En as jou drome oor God se werk in jou lewe jou nie skrik maak en jy dink dit is totaal onmoontlik nie, dan is dit nie die koninkryk nie. Op daai noot. Die ander ding wat ek vir jou gesê het is, die tuin
Daai tuin, in Lukas dink ek, die tuin staan weer eens vir jou voorveronderstellings. Jou denkraamwerk. As 'n boom, nommer 1, hoort 'n mosterdsaad in 'n tuin? Nee. En nou doen die mosterdsaad nog iets anders. Hy word iets wat hy nie moet word nie. Hy oortree elke reël in Genesis. Wat sê die bome moet soort volgens soort en jy kan net wees wat jy is. En God het hulle geskei. Daai hele ding word uit die venster gegooi in hierdie een gelykenis. En dit maak nie meer saak wie jy is of wat jy was nie. Van die mosterdsaad, baie mense sê dis die kleinste saadjie, dis nonsens daai, dit is nie die kleinste saadjie, dit is baie sade wat kleiner is as 'n mosterdsaad. Het gaan nie oor die grootte van die saad nie, dit gaan oor die karakter van die saad. Onrein, hoort nie in die tuin nie. Dis 'n voorbeeld van 'n gemarginaliseerde saadjie. En die mooi ding wat hy sê is, wanneer in jou lewe, as die ander mense en waar die ander mense, en soms ongelukkig selfs jouself, waar hulle 'n mosterdsaad sien, niks werd, rubbish, 'n fokop, sien God 'n boom. Sien God 'n boom. Jy moet begin die boom in jou raak sien. Dis die boodskap. Wat ook al mense vir jou sê, wat ook al mense van jou dink, jy voel uit plek, jy pas nie. Mense het dalk al vir jou gesê, jy's 'n vrou in 'n man se wêreld. Jy's te oud, jy's te arm, jy's te dom. Jou punte is nie goed genoeg nie. Jy het nie die vaardigheid of die vermoë nie. Dis mosterdsaad taal. Maar God sien 'n boom. En elkeen van julle sien ek 'n boom. En dis 'n groot boom wat groei en sy takke sprei uit en die voëls van die aarde. Dis baie interessant. Weereens, hierdie ding moet jy, ons moet Grieks doen. Ek het hierdie ding met my studente by Tikkies in Grieks gedoen. En as jy met die Grieks lees, julle, dis next level. Die woord wat hy gebruik daar, jy weet, hier's 'n verkeer in die nuwe vertaling is daar 'n verkeerde vertaling. Die voëls van die hemel het in sy takke kom nes maak. Jy weet, dis 'n verkeerde vertaling daai. Die woordjie daar vir nes maak is nie nes maak. Daar's 'n Grieks, ek ken Grieks baie goed. Glo my, ek ken my Grieks. Bloody goed. Daar is 'n woordjie vir nes maak. Daai woordjie is noseo. Is dit die woordjie wat daar voorkom? Daar's een woord in Grieks vir nes maak. Noseo. Dis nie die woordjie wat daar gebruik word nie. Die woordjie wat daar gebruik word is 'n vorm van die woord skenoo. Dis toevallig dieselfde woordjie wat gebruik word in Johannes 1, waar hy sê die woord het onder ons kom woon. Maar daai skene is 'n tent, om 'n tent op te slaan. Dit is die vreemdste, dis weer eens, dis so vreemd. Eintlik moet jy die goed in die Grieks lees, want anders mis jy die goed. Maar dis hoekom jy iemand soos ek het wat jy kan help. As jy dit lees in die Grieks en jy ken Grieks, dis die vreemdste, stupidste stelling. Want dis letterlik staan, die voëls het kom tent opslaan in sy takke. Maar wat is die idee? Die voëls het kom bly daar. Dit het 'n plek geword waar hulle kon
'n huis word. Die voëls het kom huis maak in sy takke. Daai boom wat jy word, moet 'n tuiste word vir ander. En dit was die laaste belangrike beginsel van die gelykenis. Is jou gasvryheid, jou barmhartigheid moet 'n tuiste wees vir mense wat verstote is. Kan julle sien hoe diep gaan hierdie storie van Jesus eintlik? En hoe besorgd is Lukas elke sinnetjie wat hy skryf. Hy dink oor dit. Daar is nie ruimte vir mense wat egoïsties is in God se koninkryk. En julle, ons kan nie meer afsluit. Dit is die storie, dis Jesus en Lukas. Dis eintlik die evangelie vir die F-ops. Die evangelie vir die rabbies. Die evangelie vir die mense wat vir hulle hele lewe lank gesê is, jy kan dit nie bereik nie. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's sleg. Dis die mense wat in die asblik van die lewe bly. Jy weet, ek praat nou, ek moet amper ry. Ek praat nou met Sander, met Maatjie se man, op die radio, en julle kan gerus inskakel nou, dis Groot FM, 7uur. Praat ons oor die oorlog in Iran. So ek gaan bietjie my sienswyse oor dit gee. Maar bietjie geskiedenis ook, en dit 'n interessante gesprek. Julle is welkom om in te skakel. Het jy geweet, die geld wat hulle gebruik om hierdie oorlog teen Iran te befonds, kan die probleem van hongersnood in die wêreld 4 keer oplos. Wat sal gebeur? Hoe radikaal sal dit nie wees nie, as ons begin Lukas se Jesus ernstig opneem? En imagine 'n land soos Amerika, of Israel, of Rusland, Oekraïne, wie ook al, Suid-Afrika. Verbeel 'n land soos dit sal ophou sê, kom ons wees die land wat hierdie land in hulle maai inbom. En as 'n land besluit en sê, kom ons wees die land. Ons wees die land wat wêreldhongersnood oplos. Wat is 'n groter prestasie? Wie beïndruk jy as jy paar duisend, 100,000 mense doodmaak? Met bomme wat jy uit die lug uitgooi. Jy het nie eers die guts om boots op die grond te sit en mense in hulle oë te kyk en hulle dood te skiet nie. Jy bom hulle van ver af. Maar okay. Wie beïndruk jy? Ja. Wie gaan jy beïndruk as jy sê, ek wil wêreldhongersnood oplos? Ek wil die land wees wat in die geskiedenis bekend staan. Ons het die probleem van wêreldhongersnood opgelos. En soveel soos ons, en as ons daai commitment wat ons het om mense dood te maak, te gebruik om die gemarginaliseerdes en die armes, die wat honger en dors nou, die wat arm is nou, Lukas se saligsprekinge, te help. Wat 'n verskil gaan ons maak? Sorry julle, ek voel sterk oor Lukas, hoor. Ekskuus ek het gevloek. So kan die moeilikheid. Ten minste is dit nog net een, hè? Ten minste is nog net 1 week en dan is ek anyway weg. Hulle het my klaar betaal. Maar julle, het jy geskrik, bietjie vanaand vir, nie vir my nie, vir Jesus se woorde? Dis baie radikaal. Lukas is 'n moeilike evangelie om te lees, hoor. Ek sukkel met hom.
want hy is 'n spieël. Hy is 'n spieël en hy herinner my elke keer aan die kere wat ek verby die ou ry wat by die robot staan wat nie kos het nie. En waar ek 'n verskoning in my kop, en ek is skuldig hieraan, ek praat nie met julle nie, ek is skuldig hieraan. Waar ek 'n verskoning in my kop, dink ek het nie geld nie, en hy gaan anyway dit mors op drugs of wat ook al. Dat Lukas sê, jy moet weer daai persoon sien as 'n mens, en nie as 'n irritasie nie. So, dit is wie Jesus is in Lukas. En elke storie, ek wil jou uitnooi, gaan lees Lukas. Lukas is my evangelie vir die jaar. Ek gaan nou by Tygerpoort 'n 8 weke kursus net oor Lukas doen. Waar ons al hierdie goed gaan doen. Maar daar's nog soveel ander meer goed. Ek meen, die goed wat die Grieks uitbring, en dis regtig ongelooflik. Maar ek wil jou uitdaag, gaan lees Lukas, en gaan lees Handelinge, want Handelinge is net so radikaal. Maar hierdie is 'n Jesus wat, hy sit bietjie moeilik by ons vandag. Hy sit bietjie moeilik by ons. Hierdie is ek dink Lukas se Jesus is die Jesus vir ons tyd. Okay. By the way, hierdie tattoo is Russies vir Sila Pravde. Dit beteken waarheid is krag, en hierdie een is Disciplina in Russies, wat beteken dissipline. Okay. Aangesien hulle gevra het. Okay. As julle in apostolies was, dan julle gebid vir die uitleg van tale, maar julle is nou nie Pinkster nie, so ek sal maar net vir julle uitleg gee. Want ek hou van Russies, en ek kan bietjie lees. Ja, so, ek het Arabies op my rug, as dit beter is. Ek het die Here is my herder in Arabies op my rug. En nou julle, dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Ek regtig, hierdie Lukas is 'n moeilike enetjie, hoor. Gaan lees hom, en onthou, as die wêreld vir jou sê, jy's 'n mosterdsaad, God sien 'n boom. Kyk, ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen en amen. Dankie julle.